Ek dink nou sommer so terwyl ons die Here loof, en ek wil net oor die liedjies, nie noodwendig oor die inhoud nie, maar sommer die inhoud in die algemeen nie. En ek dink oor waar ons begin het met die erediens vanoggend, toe ek daai geloofsbelijdenis as 'n aanvangswoord gelees het, die geloofsbelijdenis wat al die ek is uitsprake van Jesus na verwys. En ek dink sommer oor vanoggend se prediking, ek dink oor die teks en ek dink oor die boodskap, en soos ek gesê die inhoud van die liedere. En dan is die ding wat nou in my kop is, behalwe nou aanbidding, dat ons die Here loof en oor hom bly is en voor hom buig, is die ding nou wat nou in my gedagtes opkom, dat ons saam wees, ons lees van tekste, ons aanbidding, is dikwels ook net 'n manier om te onthou, en om herinner te word aan dit wat waar is. Want ons leef in 'n wêreld, ons het nou gesing, gee ons vrede, ons het gesê die vrede van God, bid ek jou toe, ons het dit gesing, en ons leef in 'n wêreld waar daar baie onvrede is, waar daar baie moeilikheid is, julle weet dit, en dikwels in ons eie lewens ook, is daar goed waarmee ons worstel, en is daar klomp onvrede, daar storms in ons gemoed, en sommer in ons praktiese lewens ook, en ek dink ons saam wees vriende, en ons ook daar wees vir mekaar, is maar baie keer om mekaar te herinner, aan wat waar is oor die Here Jesus, wat waar is oor die huidige, wat waar is oor ons toekoms, ensovoorts. Wat waar is ook oor die woord van die Here, oor die Bybel self, en daarom wil ek nou 'n gebed bid, wat eintlik maar 'n klomp verse uit Psalm 119 uit is, wat sê, hoe is die woord, en wat maak die woord, en wat is waar oor die woord. So ek gaan begin in dit bid, maar ek gaan sommer ook so 'n stukkie vrygebed daarna bybid. So vriende, as 'n gebed voor die boodskap, hierdie klomp woorde uit Psalm 119 uit. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou, Here. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raadop wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Here, baie dankie dat ons hierdie kan bid, dat ons dit kan vra so voor die prediking ook, voor die boodskap, dat ons dit ook kan vra sommer in die algemeen van ons lewens, Here. Help vir ons om te onthou dat u woord die waarheid is, en dat u woord 'n klomp goed kan vermag in ons lewens. Help vir ons, Here, dat die woord sal groei, sal vrug dra, sal saad skiet in ons lewens, Here. Al hoe meer sal saad skiet, Here. Here, help vir ons om ook hierdie te onthou, hierdie woorde wat sê, as ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raadop wees nie. Here, ons word raadop, ons word moedeloos, ons het onvrede, en daarom het ons gebid vanoggend vir u vrede. Help vir ons, Here, om dit in u woord te kry, om dit by u te kry, om dit by u self te kry, Here Jesus, want ek onthou nou weer die woorde vir vrede wat in die Ou en die Nuwe Testament gebruik word, en altwee daai woorde beteken en sê vir ons, Here, dat vrede lê in 'n verhouding met Jesus Christus, in 'n herstelde verhouding met God. Help vir ons, Here, om dit te onthou. Om altyd ons vrede, ons hoop, ons moed, wat ook al, Here, om dit by u te gaan kry. Want dis al wat ons dit gaan kry, Here. Here, kom praat vanoggend met ons, soos wat u wil. Ook in die prediking vanoggend, Here, is dit sulke bekende tekste. Ook hierdie laaste 3 weke, die gelykenisse is so bekend vir ons, dat dit by ons kan verbygaan. Kom praat vir ons, ons weet, soos ek nou gesê, dat ons is hier om mekaar net te herinner. Ons is hier om mekaar te help onthou wat u waarheid is. Wat die waarheid oor u koninkryk is, oor u nuwe wêreld is. Kom praat vanoggend uit 'n bekende teks uit met ons, Here, soos wat u wil. En dit tot u eer, nie oor onsself nie, maar sodat ons lewens u kan verheerlik, Here. Amen. Vriende, ek gaan so 'n stukkie inleiding gesels,
en dan gaan ek vir ons teks lees, as julle wil opsoek so lank. Ons gaan na Markus 4 kyk vanoggend. Maar eers so 'n stukkie inleiding. 'n Dominee skryf iewers, ek lees dit in die week raak, hy sê hulle preekende profeet het vir hulle geleer dat 'n gelykenis so bietjie soos 'n grap werk. Hy sê as jy dit eers moet verduidelik en moet ontleed, dan is 'n grap nie meer snaaks nie. Hy sê oor 'n grap is dit nou juist die vreemde of die verrassende of die onverwagse waar aan die geheim van die grap lê. En jy moet dit snap, anders is die grap nie meer snaaks nie, nê. En dan het die profie gesê, so is dit ook met gelykenisse. Gelykenisse maak nie altyd vreeslik baie sin vir 'n mens se logiese denke nie. En ons kan na baie voorbeelde gaan kyk, nê. Vat nou maar die voorbeeld van die gelykenis van die arbeiders wat op verskillende tye gehuur is om in die boer se wingerd te gaan werk. En dan so met uitkloptyd, met uitvaltyd, kry almal presies dieselfde vergoeding, dieselfde salaris. Ekonomies maak dit mos nou geen sin nie, nê. Ons weet 'n boer wat so met sy werkers werk, sal baie gou moeilikheid kry. Ons weet as ons vandag dit sou doen, sal die unies baie gou op ons wees as jy 'n besigheid het, nê, of iewers in 'n maatskappy werk. So ons weet dit werk heeltemal so nie. Jy weet, die gelykenisse maak nie sin vir ons logiese denke nie. Of vat nou maar die gelykenis van die saaier waarna ons vanoggend gaan kyk. Hierdie saaier mors met die saad. Ons kan amper sê hierdie saaier se tegniek, die manier wat die saaier saai, is verdag, want daar word gemors met die saad. Te veel saad, 3/4 van die saad val op onvrugbare grond. Dit mors sommer so uit die sak uit en val op 'n harde pad. So gelykenisse en wat Jesus vertel, maak nie altyd so lekker sin vir ons logiese denke nie. Maar dan moet ons nou net iets onthou oor gelykenisse, en dalk het Petrus gesê, Petru, dalk het Petrus gesê aan die begin van hierdie gelykenisse reeks, maar ons moet net onthou, die gelykenisse wil nie vir ons meer vertel oor hierdie wêreld se goed nie, en hoe goed in hierdie wêreld behoort te werk nie. Die gelykenisse praat met ons vriende oor God se nuwe wêreld. Die ander woord wat die Bybel daarvoor gebruik, die gelykenisse praat met ons oor God se koninkryk. En hoe ons, wat nuwe mense is, wat koningskinders is, hoe ons in God se nuwe wêreld moet leef. En julle weet, as 'n mens die gelykenisse lees, as 'n mens die bergpredikasie van Jesus lees, dan werk dinge in God se nuwe wêreld, in sy koninkryk, dikwels anders as wat 'n mens sou verwag. Dikwels anders as wat dit in ons natuurlike wêreld werk waarin ons elke dag leef. En dis juist die radikaliteit en die andersheid van die evangelie, van God se koninkryk, van God se nuwe wêreld. En dis ook die hele punt van die gelykenisse, waarmee ons nou die volgende ruk besig is. Die gelykenisse, vriende, wil vir ons help om anders te kyk na die wêreld. Om anders te dink, om nie te dink, om soos ons Here self te dink, sodat ons uiteindelik ook soos hy sal kan doen en sal kan leef. So dis 'n crucial ding om te onthou by die gelykenisse. Maar kom ons kyk na ons gelykenis vanoggend, die gelykenis van die saaier, en soos ek gesê het, ons onthou net, ons herinner mekaar aan hierdie waarhede, want dit gebeur dikwels so dat as 'n mens nou hoor, die dominee gaan nou vanoggend oor die saaier preek. Ek sit ook baie keer daai kant, as ek hoor, die dominee gaan nou oor die arbeiders in die wingerd preek. O ja, ek ken die storie, ek weet hoe loop die teks, ek onthou die waarhede. So dis vir ons baie keer moeilik vir my ook, om nie te luister, en miskien sê ek vanoggend niks niets nie. Miskien remind ons net vir mekaar aan wat is die waarheid, en waarvoor roep die Here ons, om as sy nuwe mense, in sy nuwe wêreld te leef. Kom ons lees die teks saam, vriende. Ek gaan vers 1 tot 9 saam met julle lees, Markus 4, vers 1 tot 9, en dan gaan ek ook vers 14 tot 20 lees, waar die Here Jesus die gelykenis dan nou ook verklaar of verduidelik, toe sy disippels het nou nie so lekker verstaan het nie, en die omstanders het ook nie lekker verstaan het nie. So ons lees Markus 4, van vers 1 tot 9, en dan weer 14 tot 20. Excuse. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n Baie groot menigte het by hom saamgedrom, sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Ek wil net iets hieroor sê wat ek nou nie beplan het nie, maar ek het dit gister gelees, by 'n ou wat, professor Tom Wright, 'n teoloog in Engeland, wat in Israel was. Ek het baie keer gewonder, hoe praat Jesus met sulke groot skare mense sonder 'n mikrofoon?
Hy sê, daar by die see van Galilea, die plek waar hulle was, is die see hier, en dan loop die land met 'n skerp helling op. Jy weet, die grond, loop op. En hy sê, toe hulle daar in Israel was, toe kry hulle gids, kry 'n visserman met 'n bootjie, en die gids gaan saam met die visserman op die bootjie uit so 50 meter weg van die strand af. En hy sit daar in Prof Tom Wright en die hele groep wat daar in Israel is daar op die land teen hierdie skynste, teen die helling. En die gids begin 'n teks te lees sonder versterking van die bootjie af. En daai stem dra oor die water as gevolg van daai helling wat bietjie die klank vasvat en keer of so. So dis is sommer net, ek weet nie of dit enigstens vir jou interessant is nie, maar dit is vir my interessant om net te dink hoe die Here dit reg gekry het om met 1000 mense of hoeveel ook al te praat sonder mikrofone. Lyk my was op die regte plekke gewees. Miskien het die ouens ook harder stemme gehad. Maar dis nou van die punt af. Kom ons kom terug na die teks toe. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. 'n baie groot menigte het by hom saamgedrom sodat hy op die see in 'n skuit gaan sit het. Die hele menigte wat was langs die see op die strand. Hy het hulle baie deur gelykenisse geleer, so het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer. Luister hier, 'n saaier het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op 'n klipbank geval waar daar nie baie grond was nie, net vlak grond nie. Die saad het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel van die saad het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom, gegroei en 'n oes gelewer. Party het 30voudig gedra, ander 60voudig en nog ander 100voudig. Verder het Jesus gesê, wie ore het en kan hoor, moet luister. So van die hoor na die luister toe, diep luister, met jou binnekant luister, met jou hart luister, nê. En dan vers 14 waar Jesus nou die gelykenis uitlê of verklaar vir sy disippels. Hy sê die saaier saai die woord. En daar is mense by wie daar soos bepad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat aan hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortels skiet nie, nê? En hou nie lank uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerlei ander dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. En dan is daar mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Party 30, party 60 en party 100voudig. Net tot daardie gedeelte, vriende. Vriende, dikwels as 'n mens preke oor hierdie gedeelte hoor, luister, en ek het dit self ook al so gepreek, dan gaan die preke van hierdie gelykenis gaan oor die grond. Dit gaan oor die vraag, watter soort grond is ek en jy? Of dan nou, wat maak jy met die woord wat jy ontvang? En dis glad nie verkeerd om so daarna te kyk nie, en daarom gaan ek ook vir 'n rukkie net by hierdie vraag stil staan, en moet ons dit miskien self sommer so in ons stilligheid weer vir onsself antwoord, terwyl ek na hierdie vraag verwys. Of dan die vraag, wat maak jy met die woord wat jy ontvang het? Die vraag soos wat Jesus dit hier ook verduidelik, luister jy na die woord? Oordink jy dit? Bepeins jy dit? Rol jy dit in jou mond om soos wat 'n mens 'n nikkerbol omrol? Jy weet, mense kan mos 2 uur aan 'n nikkerbol eet. Veral as jy dit skelm doen in die skool, nê, soos ek in die laerskool was. Maar dan vang 'n juffrou jou want jou mond is swart, nê. Maar rol jy die woord soos 'n nikkerbol in jou mond om en om, voor en agter? Oordink jy dit? Bepeins jy dit? En leef jy dit? Die vraag wat ons vra, is jy die goeie grond waarin die woord wortel skiet en vrug dra? Of is jy dalk iemand wat die woord vergeet die oomblik as jy jou Bybel toemaak?
of uit die kerk uitstap. Ja, ek het my al gekry dat ek iets van al die tipes grond of oppervlaktes is. Ek het my al gekry dat ek die Bybel toemaak en dat ek uitstap. Ek weet nie of dit by die kerk was of by die huis nie, maar en dat ek uitstap en dat ek 3 minute later iets doen wat presies nie is wat ek gelees het nie. Soms so pas gelees het ook nie. Iets van al die mense, al die tipes grond of hierdie tipes oppervlakte is in my. Is jy dalk baie keer so, of is jy dalk meer so, dat sodra jy die woord toemaak, by die kerk uitstap, dan vergeet jy die woord. Dan sê Jesus, is jy soos 'n harde pad, waar niks kan groei nie. Of dalk hoor jy die woord, en jy het regtig goeie voornemens om daar volgens te leef. Maar soos ons gehoor het, die lewe met sy gejaagdheid en sy talle ander prioriteite, maak dat ons nie by ons goeie voornemens uitkom nie. En dis dan omdat ons hart vol onkruid is, dat dit so met ons gaan, sê Jesus. Of dalk is jy, of was jy al, of is jy dalk nou is jy iemand wat 'n tyd lank vir Jesus geleef het, is dalk nie waar van jou wat vanoggend hier sit, dalk is daar 1 of 2 persone van wie dit waar is, ons weet nooit. Of dalk is jy iemand wat 'n tyd lank toegewyd, committed vir die Here Jesus geleef het. Maar nou is jy so half oor dit, want jy het nie jou geloof gevoed nie, en toe gaan dit dood, toe verdroog dit. Klipbank mense is wat Jesus sulke mense sal noem. So die vraag vanoggend is belangrik, het is belangrik om vandag hier stil te staan en te sê, die vraag waarmee hierdie gelykenis vir my en vir jou konfronteer vanoggend is, wat maak ons met die woord wat ons ontvang het? Wat se soort grond is ons? Sien ons groei, al sien ons die groei oor 'n lang tyd, maar sien ons 'n opwaartse traject, in terme van groei in ons lewe, vrug dra in ons lewe, saad skiet, soos wat hier genoem word. So wat maak ons met die woord wat ons ontvang het? Maar nou is ek ook seker, dat die meeste van julle wat hier in die erediens sit vanoggend, wat die erediens bywoon, het al hierdie kant van die gelykenis baie oordink. Oordink het gereeld, oordink het dalk ook nou weer, want dis wat ek van jou gevra het ook. Miskien dink jy baie oor hierdie kant van die gelykenis, omdat jy juis erns wil maak met die woord, en erns maak met die woord. En omdat jy wil hê dat dit moet in jou lewe vrug dra, dat dit 'n ryk oes moet lewer. So, miskien is hierdie nie vir jou so 'n issue vanoggend nie. En daarom wil ek vanoggend ook oor die ander kant van die gelykenis praat, of daarna kyk. En dis, ek wil na die saaier kyk self. Miskien is dit nie 'n ander kant nie, miskien is dit net nog 'n invalshoek om na die gelykenis te kyk. Ek wil kyk na die saaier in die gelykenis, vriende. Jesus sê nie vir ons wie die saaier is nie. Hy hou dit oop in die gelykenis, dis 'n open-ended verhaal, nê. Hy hou dit oop in die gelykenis, ek dink sodat ons ook ons eie name hier kan inskryf. Sodat dit nie vasgemaak word, dat is net een saaier nie. Nou, as ek dit sê, moet ek ook dadelik sê, natuurlik is ons nie die grootste saaiers nie. Is ons nie die eerste saaiers nie. Die eerste saaier en die groot saaier, en dan kom ons sê dit, die saaier, weet julle, is die Here Jesus self. Die Here Jesus wat na die wêreld toe gekom het, om die mense van God te vertel. Die Here Jesus wat gekom het om ook vir die mense van God se nuwe wêreld, sy koninkryk te leer, soos wat hy in al die gelykenisse doen. Hy is die groot saaier. Maar ons moet vanoggend vir mekaar sê, ons is ook saaiers. Bybelse waarheid nie. Ons is ook saaiers, want Jesus sê vir ons, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook, dink daar aan Johannes, ek het dit geskryf, Johannes 21, vers 21. Ons is ook saaiers, want soos wat die Vader vir Jesus gestuur het, om te saai, om homself te saai, so stuur die Here Jesus ook vir ons, om saaiers te wees. En wat is die saad wat ons moet saai? Jesus sê vir ons in vers 14, dis die woord. En daarmee bedoel hy sy woorde. Daarmee bedoel hy in vandagse terme, sal ons sê, die Bybel. Ons moet die woord van die Bybel saai. Maar die woord van die Bybel vertel vir ons die Jesus verhaal. Vertel vir ons van die Here Jesus, nê. So, miskien moet ons vir mekaar sê, wat moet ons saai? Ons moet die Here Jesus self saai, as ek dit so kan sê. Ek klink nou so plat as ek dit sê. Want hy is mos nou self die lewende woord. Ons is geroep om hom te saai, soos wat hy gekom het en homself gesaai het. Julle onthou mos wat hy daar in Johannes 12 vers 24 gesê het. Hy het gesê, dit verseker ek julle,
As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Dis wat Jesus gedoen het, nê, met sy lewe, sy lyding, sy lering, sy sterwe, sy opstanding. Hy het homself so saad gesaai, in die grond geval, gesterf, sodat daar uiteindelik 'n groot oes kan wees, sodat ek en jy ook vanoggend hier kan wees en kan sê, ons is die Here se. Ons behoort aan God die Vader en die Here Jesus Christus deur die Gees van God. Ons is saaiers, ons saai die woord, in ander woorde, ons saai die Here Jesus self, waarvan die woord praat. So vriende, as ons sê ons is navolgers van Jesus, ons stap in sy voetspore, dan saai ons. Dan saai ons hom. En dit beteken ons deel mos nou die Here Jesus met mense. Dit beteken ons bring mense na Jesus toe. Ons bring iets van sy teenwoordigheid na mense toe, iets van sy waarheid, sy lering, sy lewe na mense toe. En hoekom doen ons dit? Julle weet, julle het dit al self beleef, want Jesus self, by hom is daar hoop, by hom is daar lewe, by hom is daar vrede. Onthou julle wat sê in Johannes 10 vers 10? Hy sê, ek het gekom, dat julle lewe kan hê, en dit in oorvloed. En by Jesus is daar vrede, soos ek net gesê het. Hy is actually ons vrede, ek het net daarna verwys, die woorde vir vrede in die Ou en die Nuwe Testament, sê vrede kom, wanneer jy aan Christus vas is, wanneer jy in 'n herstelde verhouding met God leef. Daar sonder niks, nada vrede nie, niks. Jesus is ons vrede, by hom is daar hoop, by hom is daar lewe. Als hoofletter goed hierdie. So vriende, omdat dit so is ons saaiers. Ons gaan ons nou baie dom, of baie ongehoorsaam, of baie wat ook al wees. As ons hierdie goed als weet, en ons beleef het self, en ons hou dit vas vir onsself, en ons saai nie hierdie wonderlike waarhede nie. Ons taak is om saaiers te wees, soos ons groot saaier verlosser, die Here Jesus. Saaiers, sodat ons kan hoop gee, vrede gee. Nee, dis verkeerd. Ons kan dit nie self gee nie, maar ons point, ons wys na die een toe, die enigste een, by wie daar hoop en vrede en lewe te vind is, met hoofletters. Nou vriende, hoe doen ons dit? Julle weet dit ook. Maar dis die manier waarop ons praat. Dis die dinge waaroor ons praat. Dit moet mense help om Jesus te sien, om hoop te sien, om die lewe te sien, om vrede te sien. En dit klink nou vreeslik maklik om al die mooi teologiese woorde te sê, maar dis nie so maklik nie. Want dit sal vra dat 'n mens natuurlik jou woorde sal moet check. Dat 'n mens jou gesindhede sal moet check. Dat jy jou hande sal moet check en jou voete, en jou stem, jou tong, en jou oë. Dat jy sal moet check. Ekskuus oor die Engels. Dit sal vra dat ons so om die braaivleisvure nie die hele tyd sal moan oor alles wat verkeerd is in ons land, en ons wêreld, en ons kerk, en waar ook al nie. En dit sal vra dat ons daar by die teetyd, daar by die werk, of saam met my vriendinne, dat ons nie so saam sal skinder oor alles nie, of oor mense nie. Dat ons so sal praat, dat mense iets van 'n stukkie hoop sal beleef. Dat ons woorde met sout besprinkel sal wees, soos Kolossense 4 vers 6, ja, vers 6 sê. En dat ons gereed sal wees om te praat oor wat? Oor die hoop wat in ons leef. En dit het alles te doen met die Here Jesus self, nee. Oor die hoop wat in ons leef. Soos Petrus in 1 Petrus 3 vir ons skryf. Vriende, dis wat Jesus bedoel as hy sê ons is sout en lig. En dis nie altyd so maklik nie. En dit is eintlik nog moeiliker. Want om saaiers te wees, en om sout te wees, en om lig te wees, beteken nie net so vinnig 'n mooi woordjie hierso vir iemand, en 'n handdruk daar vir iemand nie. Dit help ook, verseker help dit, as jy net 3 sekondes het, dan druk jy ou aan die skouer, of jy sê vir hom, bid vir jou. Maar om saaiers te wees is ook meer as dit, vriende. Dis nie net 'n vinnige mooi woordjie nie. Dis nie miskien net 'n vinnige kospakkie vat nie. Dis nie 'n vinnige gebed nie. En ek sê weer, as dit is wat jy voor tyd het, daai vinnige gebed, dan doen jy hom. Maar om saaier te wees, soos die Here Jesus homself gesaai het.
kan nie gebeur as jy nie ook jouself gee nie. Dis wat Jesus bedoel met kruisdra, né? Neem op jou kruis en volg my. As jy 'n saaier, 'n effektiewe saaier wil wees, gaan dit van jou vra, gaan dit van jou vat. Gaan dit vra om ook jouself te gee. Jou kruis te dra. Want ons is eintlik met ons hele wese, is ons die boodskap. Net met 'n vinnige ietsie doen nie. Met alles is ons hele wese, ons hele lewe, is die boodskap. Nie net ons woorde nie. As ek dit nou so lees, soos ek dit hier geskryf het, dan is dit weer vir my baie uitdagend. Ek lees net die volgende sinnetjie. Soos Jesus homself vir mense gegee het, gebreek het, moet ons onsself vir mense gee. Oral, soos die saaier in die gelykenis. Ek gaan nie nou iets daaroor sê nie. Nou kom ons net by 'n laaste gedagte of twee. Ek het dit al daarna verwys, maar as ons na die saai tegnieke van hierdie saaier kyk, dan het ons al vir mekaar gesê, dit maak eintlik baie sin nie, nee. Want 3/4 van hierdie saad beland op die einde op onvrugbare grond. Beland op die harde pad, tussen die dorings en die onkruid, het beland op 'n klipbank, waar daar nie grond eintlik is hier, waar die saad nie kan diep wortels skiet nie. En ons het vir mekaar gesê, Jesus, maar 'n goeie saaier mors mos nie so saad nie. Maar hierdie saaier strooi sy saad oral, want dis hoe God werk. En dis hoe dit in God se nuwe wêreld werk. Dis hoe dit in God se koninkryk werk. Ons mors in 'n sekere sin met die woord, in die sin dat ons dit oral saai. Oggend en aand, dag en nag, tydig en ontydig. Ons maak God se woord, Jesus self, oral bekend. En ons kan nie besluit wie sit nou werd en wie sit nie werd nie. Ja nee, die een is dit werd en daai een is hopeloos nie. Dis nie ons werkie, vriende. Dis die Here se werk. Ons werk is om te bly saai, soos die groot saaier gesaai het. Hoe skryf Petrus hier oor in 1 Petrus 3, ek het net ook verwys na 1 Petrus 3, maar hoe skryf Petrus hier oor? Hy sê, in julle harte, dis ook waar het begin, nee. Hierdie eerste woorde sê vir my iets van verhouding met die Here Jesus. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. En dan wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. So al die saai, ek hoor in hierdie teks, al ons saai werk kom uit verhouding uit. Verhouding met God, eerbied vir Christus, verhouding met Jesus, nee. En op 'n ander plek in 2 Timoteus 4 skryf Paulus die volgende. Hy sê, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, saai, tydig en ontydig. En die boek Prediker sê dit soos volg, Prediker 11 vers 6. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie, en of albei ewe goed sal wees nie. Dit sal boere jou ook vertel. Dis nie vir jou en my om te besluit wie ons tyd en ons aandag en ons liefde werd is nie. Ons weet nie eers wanneer die saad sal vrug dra nie. Ons weet nie eers wie en wat is vrugbare grond nie. Ons kyk beperkt, ons kan nie sien nie. Ons kan daai maar in die Here se hande laat. Ons hou net aan saai. En dis ook mos maar ek het dit eintlik reeds gesê, maar dis hoe die Here saai. Hoe het Jesus nou weer gesê in Matteus 5 in die bergpreek? Hy sê, laat sy son opkom oor goeies en slegtes. Hy saai oor almal, want hy weet nooit wanneer daar vrug kom nie. Wanneer iemand saad skiet nie. En hoe het Jesus gesê in Johannes 3 vers 16, God het die wêreld wyd, die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Ons is nou in 'n erediens en is lekker hier en ons loof die Here, ons hoor die woord van die Here, maar as ons hier uitstap, is ons in die harde werklikheid, is ons in die wêreld. Ons gaan die wêreld in, ons gaan die saailand in. En oral waar ons kom, gaan ons besig wees om te saai. Party van ons minder, party van ons meer. En party van die saad wat ons saai, gaan op die harde pad val. Ander op klipbanke of tussen dorings.
Maar daar sal ook saad wees, vriende, wat op vrugbare grond val, wat uiteindelik 'n groot oes vir die Here se koninkryk sal oplewer. Ek dink nou sommer aan 'n verhaal van, ek het dit nie geskryf nie, van 'n Engelsman. Hy was redelik vermoënd gewees. Nou het ek sy naam vergeet. Mueller. Maar in elk geval, 'n vermoënde man in Engeland gewees. Onder andere in die tyd wat kinders baie wees was en wees gelaat is, het hy klomp dosyne kinderhuise gevestig, opgerig, sonder om ooit vir geld te vra. Maar dis nie wat ek wil sê nie. George Mueller. George het 5 pelle gehad vir wie hy gebid het. En vir die eerste een was dit 18 jaar, dat hulle tot bekering moet kom, die Here Jesus moet weer ken. Eerste een het 18 jaar gevat, en so kan ek nie onthou nie, die laaste een, nog 31 jaar gevat. En die laaste van sy 5 pelle het ook die Here leer ken, maar na George al dood was. Hoekom vertel ek nou die stuk storie? Ons bly saai, ons bly bid, al lyk dit of niks gebeur nie, al lyk dit of hierdie ou beyond redding is, ons bly saai, want wie weet, iewers kom die vrug, al nadat ek dood is, iewers kom die vrug. So daarom, vriende, kom ons skep op moed, kom ons bly saai, want ons weet nooit hoe en wanneer die oes gaan inkom nie. Dis in die Here se hande. Amen. Ek wil vra dat julle saam met my die Here sal antwoord op hierdie gelykenis, op hierdie prediking. En ons gaan dit doen deur 'n gebed te sing. Dis 'n vlamlied, Vlam 406 wat ons gaan sing, en dis bedoel as 'n gebed, en julle sal hoor, daar is in hierdie lied, voor ons om gaan sing, is daar elemente van verootmoediging. En verootmoediging is bly net, ek kom buig voor die Here om by hom te hoor, wat hy nog vir my wil sê, wat hy dalk vir my gesê het deur die prediking. So ek buig voor hom, en daar is elemente van selfondersoek in hierdie lied, en dan is daar uiteindelik 'n element van toewyding, om myself weer toe te wy aan die Here. Ek lees net hier en daar 'n sinnetjie uit die lied uit, dat julle hierdie elemente kan hoor. Vers 1, ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Here. Vers 2 sê iets van selfondersoek. As ek dan vra, Here, waar is U liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. En dan vers 3 sê iets van die toewyding aan die Here. Ek gee myself aan U as 'n offer. Raak my aan met U Gees, U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra, kan saai. Kom ons sit net so, en ons antwoord die Here, ons bid hierdie lied, terwyl ons met hom praat.
Die seën van die Here vir elkeen van julle uit Markus 4 uit, Matteus 28 en ook so 'n stukkie uit 2 Korintiërs 13 uit. Liewe gelowiges, kinders van die Here, gaan en lewe volgens die woord. Dra vrug en lewer 'n oes, 30voudig, 60voudig, 100voudig, en gaan na die nasies toe en saai die woord, saai die Here Jesus, en onthou, hy is met ons al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen.